Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgende krantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre meneer Breitenbach. Meneer van der Westhuizen. Sien, ons is nou weer lekker aan. Meneer. Formeel, ja. Gert, jy was die inspirasie vir ons sosiale media vraag vandag oor die versameling. Wat versamel jy, Gert? Jennifer, my vrou sal sê die vraag is eintlik wat versamel ek nie. Ek het nou 'n paar loodsoldaatjies en ek hou van politieke pamflette en boeke en ek het baie dokumente oor die grensoorlog en ek het rugbyprogramme en ek het sokkerprogramme. Ek het selfs 'n program van 1958 waar Arsenal teen die Springbokke gespeel het, toerspan, die Suid-Afrikaanse toerspan van destyds. Ek kon dit dan net nie kry vanoggend nie. So die hele huis is vol goedjies. Pamflette? Politieke pamflette, Peer. Nee, maar van verskillende politieke partye. Ja, laat ek nou vir jou wys, ek het jou enetjie hier saamgebring as ek hom hier kan uitkry. Dis nogal 'n besonderse enetjie. Dit is die plan en die man, dis nie Trump nie hoor. Die plan en die man. Ja, dit is van die dit is 'n interessante pamflet uit die laat jare 30, van jare 40, die Suid-Afrikaanse Nasionaal-Sosialistiese Bond. Die gryshemde. Die gryshemde. Ja, daai tyd toe almal gedink het mense dink nou steeds nog fasisme is cool, maar daai tyd het baie mense gedink fasisme is cool. En nasionaalsosialisme en so aan. So ek het 'n paar van hulle, jy weet, ek het nogal ouer pamflette ook, jy weet, van die ou kommunistiese party voor hy nog verban was. Dis nogal raar ook, want jy weet baie van die goed as die partye verban is, het die pamflette goed weggeraak, maar ek het een pamflet van hulle voor die tyd. Ja, maar kyk, hier is nou baie regs nie. Ek het baie nasionaalparty pamflette, AWB pamflette selfs nog. Ek het selfs nog 'n klein AWB vlaggie daar wat ek eendag gekoop het. Maar jy mag Dan het ek 'n oorspronklike skets van Koos Kombuis van Donald Trump. Oorspronklik. Dit gaan wat ek nou maar hou net as ek kinders wil bang maak en so, maar maar eintlik is ek baie trots op my loodsoldate, maar ek het dan nie baie loodsoldate gebring nie, maar hierdie is my gunsteling dit. Jy weet, want kos is vir 'n soldaat baie belangrik. Hierdie is 'n Amerikaanse weermag se veldkombuis. Karretjie. Ja, jy sien dit kom tussen 1964 en 69 het Koggie Toys dit uitgegee. Kyk, as jy mos die boksie hou dan is dit meer werd. Jy moet die skeer as jy hom oopmaak. Nee, jy sal sien hier is die field kitchen nou mooi en dan is daar selfs 'n chef binne in. My liewe hemel. Dat die kos deur die venster aangaan. So as mense ooit 'n soldaat was, dan sal jy besef hoe belangrik kos is, nee. Ja. So dit is vir my nogal, ek is baie mal daaroor. Ek sien nou dit is 'n collectible. Ek sien toe ek nou kyk op die internet, hy's so 125 pond werd deesdae. Okay, maar moet nie vergeet as jy van nie. En dan aangesien ons nou aangesien ons nou van Churchill gaan praat, maar hier's nou nie so oud nie, maar hier's nou dan bewering Churchill, maar hy lyk vir my bietjie maar nie. En die sigaar is 'n bietjie kort. Ek het sy boksie ook nog by die huis. Dit is ook ek dink 'n Churchill, maar in sy veldklere. Velddrag, ja. Ek het 'n Hitler en 'n Mussolini en 'n Eisenhower en 'n paar Amerikaanse generaals daarom ook. Ja. Dis baie nice. Ja, ek weet ek is mal oor loodsoldate, dis 'n vreemde. Gert, maar Churchill lyk bietjie maar so. Hy is te margin. Lyk soos Keir Starmer. Ja. Ja, maar jy kan nou nie die twee vergelyk volgens Donald Trump nie. Ja, Donald Trump sê dis hy's bietjie kwaad vir Keir Starmer, maar ek dink baie mense gaan later kwaad wees vir Trump oor hierdie aanval op Iran, want ek dink hy het hierdie ding begin wat dalk lelik kan uitdraai nie. Ek sien daar was nou oornag ook aanvalle op die CIA-stasie in een van die golflande. Ek kan nou nie presies onthou waar nie, die Bahrein is daar aangeval. Daar's weer 'n konsulaat van Amerika aangeval. Dis vir my net verstommend. Ek sien ook iemand sê die redes vir die oorlog is baie duister, want daar's verskillende redes gewees. Eers was dit die kernwapens, maar toe het almal vergeet laas jaar het hulle mos die kernwapens vernietig, al die aanlegte vernietig. Toe is dit oor die opstande in Iran waar duisende mense doodgemaak is, maar nou tel dit glad nie meer, lyk dit vir my nie. Ek dink wat maar agter die hele ding sit is maar Israel. Israel wat Iran sien as 'n enigste groot teenstander in die Midde-Ooste, en Israel wil Iran vernietig. Ek sien dit kom nou al neer op Iran se infrastruktuur wat vernietig word. Die groot probleem net met so 'n oorlog soos ons gesien het in Irak, soos ons gesien het in Afghanistan, regimeverandering werk selde. Soos ons gesien het in Libië. Kyk hoe lyk Libië vandag, kyk hoe lyk Irak vandag. Kyk hoe lyk Afghanistan vandag. Almal het geveg om die Taliban uit die regering te kry. Nou regeer die Taliban weer na jare se bloedvergieting en wapens. Soos ons al een keer gesê het, al mense wat glimlag is die wapenvervaardigers. Hulle kan nou seker weer hulle lippe af. As mens kyk na Irak, jy weet, Irak is destyds aangeval met die idee om na bewering terrorisme uit te roei.
Daar het ek dink 17 terroristeorganisasies ontstaan sedert die inval in Irak, waarvan ISIS een is. Want as mense so 'n land inval en jy beleer 'n land, steur jy jouself nooit gewoonlik aan die kultuur van die land en jy maak mense kwaad en as jy 'n land aanval, staan mense gewoonlik saam. Jy weet, al is hulle nou so wrede regering soos die regering in Iran, want een ding wat 'n mens moet sê, jy kan nooit opkom vir daai regering in Iran nie. Hulle doen verkeerde goed, wrede goed. Jong Kalneas het op sosiale media opgekom nee, nee, jy kan anti-Amerikaans wees, maar pro-Irans, ek weet daarom nie. Maar onder die Shah dinge ook maar erg gegaan. Jy weet, ek sien sy seun sê nou weer is nou weer groot mond en alles, maar onder sy pa het dinge ook maar erg gegaan. Daar's ook duisende mense doodgemaak in opstande en so. Daai veiligheidspolisie van hom is berig gewees vir al die wandade wat hulle aangevang het. Maar nou ja, ek weet nie waar gaan hierdie eindig nie. Die oorlog het nou uitgebrei. Ek weet nie of Trump dit so beplan het, laat Iran mede-Arabiese state aanval nie. Daardeur gaan Iran homself isoleer. Ja. Hy val burgerlikes aan in daai state wat teen hom gaan tel. As hy net Amerikaanse teikens aangeval het, sal dit oorheid gewees het, maar as jy burgerlikes aanval, gaan dit nie goed wees nie. Amerika en Israel het ook nou weer burgerlikes. Daar's die meisieskool wat aangeval is. Hulle beweer 7 hospitale is aangeval. Hierdie oorlog brei uit. Frankryk gaan nou oor 'n vliegtuigskip Cyprus toe stuur. Brittanje stuur vliegtuie Cyprus toe, want Iran het daar ook 'n basis aangeval. Hoekom Trump dan nie van Keir Starmer dink Keir Starmer is nie Winston Churchill, want Keir Starmer het oorspronklik geweier dat Amerika van die basisse gebruik. Maar Brittanje is baie versigtig. Ek dink hy het ook hy's baie versigtig om nie in die aanvalle betrokke te raak nie. Hy sal mense ondersteun en hy sal mense uit burgerlikes uit die Midde-Ooste uitkry sien ek, maar hy wil nie graag in die aanvalle betrokke raak. Ek dink hy's bang vir die pushback wat daar gaan wees as hy dit doen. En daar's ook baie moslim kiesers. Baie Dis een van die kiesers dinge in Brittanje, wat Frankryk Donald Trump genoem het. Ja. In Frankryk En ook in vir Frankryk Macron ook, ja. Macron dalk kan besig Ja, hou. en dan Spanje, natuurlik is Trump nou baie kwaad vir Spanje. Hy wil sommer alle handel met Spanje staak, jy weet, daar is, want Spanje het nou uitgekom teen die oorlog. Spanje was die hele tyd ten gunste van die Palestynë ook gewees, jy weet. Maar ek dink Netanyahu, dit het nou hierdie aanval op Iran kom nie lank na Netanyahu se besoek aan Trump nie. Netanyahu dink ek is 'n sterk man, one strongman leader soos hulle sê, en ek dink hy slaag daarin om Trump gereeld om sy pinkie te draai, want hy het gesukkel met Biden ook. Biden het hom ook die hele tyd ondersteun, maar Biden het nie so ver gegaan soos om Iran aan te val nie. Ja. En jy moet baie mooi dink. Val jy nou Iran aan, dan word dit soos Irak, dan het jy 'n insurgensie vir jare. Wat gaan gebeur? Gaan jy regtig die regering kan vervang? Wat gee jou die reg om 'n ander land se regering dood te maak? As daar geen internasionale wette is nie, dan kan jy mos nou nie mense kwaadlik neem as hulle sê nou maar 'n gifgas aanval op 'n ondergrondse treinstasie in New York doen nie, want daar is mos nou geen reëls meer nie. Almal doen net wat hulle wil. Jy sien, dis die probleem wat 'n mens het met Amerika, wat doen net wat hy wil, en Rusland wat doen net wat hy wil. Daar moet ergens reëls wees. Ja. Weet, Amerika het net op die regte oomblik toegeslaan, want Iran se twee groot vennote, Rusland, bondgenote, sit met sy eie oorlog wat hy nie kan wen nie, waarmee hy sukkel. China dink ek wil nie sommer betrokke raak by so iets. So ek weet nie hoe gaan hierdie uitdraai nie. Ek dink dit is baie gevaarlik wat gebeur het. En depressief. Ek drink koeldrank uit 'n papperige papierstrootjie uit om die wêreld te red, maar die res van die wêreldleiers blaas alles op wat hulle sien. Ja. En jy weet, Pierre, dit moet vervang word. Nou wil jy die mense van Iran moet in opstand kom teen die regering, maar jy vernietig al die infrastruktuur. Waarmee gaan hulle sit na dit? Ja. True. Jy weet dieselfde, nou probeer hulle die Koerde weer opsweep, lyk dit vir my. Die CIA en Mossad was natuurlik baie bedrywig in Iran voor die tyd. Nou probeer hulle die Koerde opsweep en in opstand te kom teen Iran. Wat het gebeur in Irak met die Koerde? Met die eerste oorlog het hulle die Koerde opgesweep om in opstand te kom, en toe los hulle nie. Toe roei Saddam Hussein hulle basies uit, jy weet. So ek weet nie, dit is baie moeilik wat hier gaan gebeur. Dit maak mense baie depressief. Dit doen en dit maak mense senuweeagtig ook, Gert. Mense hoop dit kom vinniger eerder as later tot 'n einde. Ek twyfel of dit gaan wees. Gelukkig is ons baie ver daarvan. Vanaf nou gaan jy sien ons petrolpryse gaan nou weer opgaan. Ek dink gas in Europa het met 50% gestyg. Ons gaan ekonomiese gevolge kry, maar volgens baie mense is ons nou in 'n veilige plek as daar nou 'n groot oorlog daar uitbreek, jy weet. Die ander ding natuurlik, gepraat van 'n veilige plek, hierdie oorlog gaan natuurlik weer ook 'n groot vlugtelingkrisis veroorsaak. Ja. En wie sit met die probleem dan opgeskeep? Europa. Ja. Sure. Nie Amerika nie, Europa. Ja. Ja, ek weet nie, ek kan net nie 'n goeie einde hier aan sien nie, glad nie. Gert, dan is die groot vraag, is Motsepe die ANC se nuwe Messias? Party mense dink hy is.
as leier van die ANC om by president Cyril Ramaphosa oor te neem. Trevor Manuel het nou gister daarteen gekap en gesê nee, maar jy moet nie heeltyd 'n Messias in iets sien nie. Die Motsepe kamp is baie, hoe kan 'n mens dit sê? Hulle is baie kooi, jy weet, hulle sê ja, ons gaan nou dit doen, ons gaan dit doen. Miskien nie. Hulle wag, my een kollega wat nou gister met hulle gepraat het, sê hy dink hulle wag tot hulle sien hoeveel steun hy eers gaan kry en dan sal hulle inspring. Hulle sê hulle hou hom net voor as 'n voorbeeld van etiese leierskap. Hulle wil meer etiese leierskap in die ANC sien, maar natuurlik is hy nie 'n politikus nie. Hy het nou jare lank die ANC het hy geld gegee vir die ANC, maar hy gee vir alle partye geld. Ek weet hy het vir die Vryheidsfront Plus ook laas geld gegee. Nou nie so baie soos vir die ANC nie, maar hy het ten minste vir hulle geld ook gegee om die demokrasie aan die gang te hou. Maar hy het nie voetbalvlak steun dink ek nie. Hoeveel steun het hy op voetbalvlak? Nou kom hy van buite af in. Gaan dit 'n sukses wees? Maar die feit dat mense ernstig daaroor praat, wys vir jou dat daar 'n groot krisis is wat leierskap in die ANC betref, want wie anders gaan jy dan kry? Jy gaan vir Fikile Mbalula hê. Blykbaar is mense nie meer so lus vir Paul Mashatile met al hierdie beweringe teen hom nie. Wie bly oor? Khosenzo Ramakgopa, die minister van elektrisiteit, bly oor. Daar's mense wat van hom hou, maar hy is ook nog 'n bietjie jonk. Ronald Lamola dink ek nie gaan die kat maak nie. So dit gaan baie interessant wees om te sien wat gebeur en dit lyk my ook Fikile Mbalula raak 'n bietjie kriewelrig want hy het nou gesê nee, maar hulle kan nie nou al begin 'n veldtog voer vir die leierskap nie. Ons moet eers volgende jaar begin, maar die Motsepe kamp sê hulle doen alles volgens die reëls. So hier kom 'n interessante stryd. Moet vir het ook daai prentjie sien van Trevor Manuel wat daar sit. Toe dink ek hy het nou uit politiek uitgetree, maar as ek dan nou 'n ANC president moet hê, is hy nogal 'n redelike goeie as hy net weer terug gaan in politiek sal hy 'n goeie ANC president opsie wees. Ek dink nie hy sal nie. Ek dink nie hy sal weer terug gaan. Ek dink om jou in die politiek te waag as jy is uitgetree, ek dink dit is moeilik. Ja. Want politiek, they don't take any prisoners there. Jy weet ons. Dan, Gert, beweeg ons aan. Ons moet praat oor die gebou waar 9 mense dood is in Johannesburg wat in mekaar gesak het. Daar was nie boupermitte daarvoor nie. Nie. Blykbaar nie. Hulle soek nog na die boupermitte. Gisteraand toe ek laas gelees het, hulle gesoek na die eienaar. Daai vloer wat geval het 9 mense is dood. Nou gaan die gebou gesloop word, dis te laat. Dis soos om die stal deur toe te maak as die perd weghardloop. Dit wys net vir jou daar word nie genoeg gedoen deur die metros om bouregulasies toe te pas. En ander goed nie en die geneek is dat mense dan hulle lewens verloor. Ons onthou nog 'n groot vuur in Johannesburg van 'n paar jaar gelede waar oor die 70 mense in dood is. Die metros doen nie wat hulle moet. Metros moet voete op die grond hê, inspekteurs op die grond hê. En hulle moet doen waarvoor die belastingbetaler hulle betaal om te doen. Hulle is eintlik ons werknemers, die metros. So ons moet vir hulle kan sê, maar hoekom laat julle toe dat daar 'n gebou onwettig verander word? Ek meen as jy nou ietsie in jou tuin wil opsit om jou biblioteek in te stoor, sal jy eers lang papiere moet teken en onderhoude moet voer om die toestemming daarvoor te kry. Maar hoe gebeur so iets? Hoe kan jy sommer 'n ekstra verdieping aanbou? Ja. Dis verskriklik. Nee, ek weet nie. Ja. En ek bedoel hier met alle respek, het ons nou nie genoeg standbeelde al van Nelson Mandela nie? Ja, Jennifer, verlede jaar haal ek ene meneer Fikile Mbalula aan wat hy gesê het op die ANC se een of ander NEC meeting daar so baie, ek vergeet altyd wat se meetings is, maar hy het gestaan daar in Boksburg op die verhoog toe sê hy, man, ons het nou genoeg standbeelde. Ons het nou genoeg standbeelde, ons moet eerder geld gee vir dienslewering. Dis baie belangriker nou as standbeelde, maar wat gebeur nou? Nou is daar 2 standbeelde by in eThekwini waar daar 'n groot waterkrisis is. Daar sal selfs 'n presidensiële taakspan aangestel om eThekwini se waterkrisis op te los wat my lyk my hulle kon dit nog nie reg kry nie. Maar nou staan 22 miljoen aan te standbeelde van Nelson Mandela en Oliver Tambo opgerig. Die president Ramaphosa sê nou ja, dit word gedoen om die kultuur van eThekwini en al daai tipe goeders in stand te hou en so aan, maar ek dink regtig, mense wil eerder water sien en elektrisiteit sien. Soos die woordvoerder van MK sê, hy sê dit stel dit baie goed. Hy sê jou sukses word nie gemeet aan die hoogte van jou standbeelde nie, maar aan die diepte van jou mislukking. Ja. Dit is harde woorde, maar dit is baie waar. En die regering sal hulle daaraan moet begin steer. Ek kan net nie verstaan dat ons so geld verkoos. Is dit 'n MK lid wat so oud is? Ja, dis die woordvoerder Kan jy dit hoor vertel? Nhlamulo Ndlela, ja. Gebeur Baie skerp kerel, ja, hy's baie skerp, ja. Maar die dienste juis, Mokopane, Ja. breinwater. Daar's nou sekere dele van Mokopane, Jennifer is die waterbrein. So dit vlek was goed. Sê die mense, jy kry nie die vlekke uit wasgoed uit nie. Dit vlek jou skottelgoed, jy kry nie die vlekke daar uit nie. Nou sê die staatsraad, maar dis een of ander, dit is die met al die reën word die damme te vol en dan is daar die oorloop en dit bevat nou allerhande goed wat Yster en gaan mangaan. en sulke goed wat die waterbrein maak. Hulle weet dit al vir weke. Hulle weet dit al vir weke, ja. So nou, as jou water nou so lyk en jy kan nie eens jou klere mee was nie.
Jy kan tog nie gaan water koop om klere te was nie. Hoeveel water moet jy koop om klere te was? Ek sê bou nog 'n standbeeld daar ook. Ja, vir wie? Die watergod. Waarskynlik ou wat in die see rondgejaag het met sy 3-punt vir Neptunus, ja. Of Neptunus of wat ja. Sure. Nee, ek weet nie Peer, dit is verstommend hoe dit aangaan, maar mense moet besef, jy het nou die verkiesing op hande nie. Ja. Partye begin al veldtogte voer vir die verkiesing. Helen Zille is al rof aan die veldtog voer. Herman Mashaba ook interessant die twee ons dogter nou dit is 'n goeie idee om hulle te kry om met mekaar te debatteer. Ek vra toe vir hulle albei kan ons hulle bymekaar kry vir 'n debat. Nee, sê Helen Zille, sy probeer tegemoetkomend wees altyd wat waar is. Sy sê maar Action SA se steun is so laag, sy gaan nie vir hulle ekstra publisiteit gee deur 'n debat met Herman Mashaba te tree. Herman Mashaba het 'n sin gestuur vir my wat sê nee. Sy werk is nie om met Helen Zille te debatteer nie. Sy werk is om Johannesburg op te bou. Maar ek dink hy's bietjie bang om met haar te debatteer. Heel moontlik. Ek dink altyd wat Julius Malema oor hom sê, shame, dis eintlik nie mooi nie, maar Malema sê hy kan nie dink en praat te gelykertyd nie. So hy gaan nie goed doen in die parlement nie. Maar nou ja. Ja. Gert, baie dankie vir die saamgesels. Ons waardeer dit. Dis 'n groot plesier, Jennifer. Dit is Gert van Westhuizen en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.